Die podcast. Goeienaand luisteraars, baie welkom by ons heel eerste. Wille, kikaboe. Welkom terug dames en here, hierdie is die Harry en Joe Experience, ek is Harry, hierdie is Joe, en vandag gaan ons bietjie orals wees, ons gaan oor 'n hele paar dinge praat, veral sport, veral F1, boks, UFC en rugby, dan gaan ons bietjie gaan na 'n paar kontroversiële topics toe, soos bestuursvaardighede, wat's beter enkel of dubbelgeslag skole, en so voorts, so ja, kom ons begin by die heel begin. Joe, hierdie was jou voorstel, F1, ek dink is nog ongelooflik wat Max Verstappen hierdie afgelope week reg gekry het, hy het wat in die pitlyn begin, Hy het in die pitlyn begin en al die pad tot en met, hy tot derde plek gehaal tot aan die einde van die race. hy het self gesê, hy het nie gedink hy gaan die podium haal nie, so ek Hy was verskriklik negatief na die Saterdag met die qualifying, maar die kar was absoluut chaos. Toe het hulle sy hele vir hom toegelaat dat hy, of mens kan dit doen, dat jy al jou parte binne jou kar kan vervang, maar dan moet jy in die pitlyn begin, dis deel van jou straf. En toe vat hy net weer eens almal verby. En ek dink as dit gereën het, sou hy definitief eerste gekom het. Maar weet jy wat, hy het nog 'n puncture ook gekry. En hy was nog steeds derde. Het jy dit geweet? Ek het nie geweet hy het 'n puncture gekry nie, maar ek dink mense moet net begin besef, Max Verstappen is regtig besig om soos in die GOAT debat in te tree. Kyk, en as jy nie van Max Verstappen hou nie, fair enough, jy hoef nie van hom te hou, maar jy kan nie stry nie, hy's flippend goed en hy's natuurlik goed. Ek sal eintlik julle opinie wil hoor, is Max Verstappen goed? Is hy underrated? Is hy overrated? Wie's beter? Ek sal sê die GOAT debat lê tussen drie ouens, Michael Schumacher, Lewis Hamilton en Max Verstappen. Ja. En ek voel hoe verder die seisoene aanbeweeg, dan gaan dit vasgestel word watter een van die drie werklik die beste is, maar ek dink Max Verstappen se potensiaal is eintlik net te veel. Ja, maar as jy sy storie bietjie gaan kyk en so hoe hy geoefen het van kleins af, go-karts gery het en dis 'n verskriklike duur besigheid om deel te raak, soos as jy daarvan wil deel wees, moet jou pa of baie geld hê, of jou borge, jy moet van die begin af so goed wees dat jou borge maar sy pa was ook 'n F1 bestuurder, so ek dink Jos Verstappen. Ja, iets in daai lyn, maar sy pa het hom volgens, ek het 'n dokumentêre eendag gekyk, sy pa het hom baie gedruk, maar jy gaan nie goed wees in enigiets as jou pa jou nie druk nie, of as jy self nie gemotiveerd is. Ek stem mee 100% saam. Want om op daai vlak te kan funksioneer, dit is net eenvoudig nie maklik nie en jy kort mense wat jy toe daar push. Ja, ek stem 100% saam. Ja, so maar ja, wat 'n ongelooflike race, hy maak F1 net so hy maak dit soveel lekkerder om te kyk. En ek moet sê, 'n kans om te wen. Hy het 'n kans om te wen. En hoeveelste world champ sal dit vir hom wees? Dit sal net sy 15 wees, want hy het van 2021 af 22, 23, 24 en nou 25. Dis mal. En ons moet onthou, Lewis Hamilton het 7. En Lewis Hamilton is al in die F1 vir ek dink 19 seisoene, terwyl Max Verstappen net al 11 seisoene. Jy weet, so as ons na statistiek kyk in terme van world champs, is Max Verstappen besig om vir Lewis Hamilton en Max het 'n wennende Ferrari voordat Lewis Hamilton gekry het. Ja, dis waar. Hy moes daai races gaan doen met die GP, wat's dit? Kan nie onthou. Ja, ek kan nie nou die races onthou nie, maar hy het daar gewen in daai kar. En toe wen hy in 'n Ferrari. Ja nee, Max Verstappen maybe die GOAT. Okay, maar nou aan rugby toe. So ons het nou die dag teen Frankryk gespeel. Ons het hulle goed gewen en dit is 'n verligting, dit was 'n moeilike wedstryd. Maar eintlik die fokus waar ek die fokus wil hê is Lorie Jager se rooi kaart. Nou, wat dink jy, Joe? Geldige rooi kaart? Nee. Kom ons begin eers by die eerste punt. Ek voel rugby raak so sag en hulle begin so fokus op die heeltemal verkeerde goed. Die games raak nie meer, dis nie meer vloeiend nie.
So hulle fokus nie meer om die game vloeiend te hou nie, soos ek het al byvoorbeeld verskillende games hockey geblaas en jou fokus is altyd om die game te laat vloei. En dit voel net nie vir my hulle doen dit met rugby nie. Vandag se game, jy het hom nou nie gekyk nie, maar Ja, vandag se game was vir my presies dieselfde, die game teen Italië nou. Dit is net vir my dat hulle fokus my op die verkeerde goed. In plaas van om die game te laat vloei en te laat speel, fokus hulle om sulke simpel rooi kaarte te gee soos wat hulle daar gegee het. En dit is net vir my, daai moes definitief nie 'n rooi kaart gewees nie. Ek stem saam 'n geel of kyk ten minste vir 'n rooi, maar dit was net outomaties 'n rooi kaart. En die 4 game ban is Ja. dis brutal. Ek dink een ding waarmee mense Maar dit was nie na intentional moet nie. kyk is wat het Lood verkeerd gedoen? Hy het nie gerap nie. Ek dink dis Ja, dit is waar. hy het was nie gerap verkeerd nie. in daai So sin. dis kom ek sê 'n geel kaart wat dalk oorgeskakel word na 'n rooi kaart is dalk geldig. Ek ken my rugby Ja. reëls nie nou so goed om 'n duidelike uitspraak te kan lewer Ja. nie, maar die realiteit is Lood was al reeds in motion soos die ref sal sê Uitgedrop. en die ander ou het alreeds gedrop as gevolg van 'n ander Springbok So wat fair hom enough. getackle het. So dalk is die kaart geldig, Stuur hom maar vir 'n geel. ja, stuur hom vir 'n geel, maar moet nie moenie sê dis dangerous, intentional dangerous gameplay nie, want dit was nie sy skuld nie. Hy was alreeds momentum en hy het weggekyk. Maar Dis die waar is realiteit. daai reël van, jy weet die nuwe reël wat hulle mos nou ingebring het van indien jy 'n rooi kaart kry, moet jy is dit vir 20 minute af, dan En mag dan daai kan 'n speler ander kan nie, ou- maar dan kan 'n ander ou kom. Ja. Daai sou vir my die totaal al die beste besluit gewees het. Ek sou Indien daarmee dit saamgestem geel het. kaart is, oorgaan na rooi, okay, fair enough. Na 20 minute stuur 'n ander speler op, want as die ou drop en hy sou 'n perfekte laag tackle gemaak het. Dis wat ek bedoel, soos hulle fokus my op die verkeerde goed, soos okay, dit was nou teen die kop. Okay, so teen die kop outomaties rooi. Ja, ek stem Dis saam. vanaf Ek dink 'n selfde. belangrike realiteit en ek dink dis ook 'n ding wat hulle bevorder. Hulle doen dit dalk volgens jou verkeerd, maar hulle probeer ook die veiligheid. Is dit ons kyk nie rugby vir die veiligheid. Ja, maar dit Kyk is 20 jaar terug, dan kom my Springbokke en dan slatter die huis op so die ja, grond. maar dis Dis vrye soos- spel eerstens Nee, en tweedens dis goed, ou. dit help nie ons geniet onsself maar meanwhile kry al die bokke breinskade want hulle het- kyk nie na die ouens se veiligheid. Ek wil nou nie daai Kondisionering kry jou net so Hulle ver. het klaar breinskade soos jy tel Okay, ongelukkig daai breinskade van Okay, kleins af. Patrick Lambie vlak breinskade. Van jy kan nooit weer speel nie. Sorry Patrick, ek love jou, ek's baie jammer oor wat gebeur het. Maar dit help nie dit gebeur met al die bokke nie. Ek weet nie, ek voel dit is die game wat jy opsit. Ek stem nie saam met die En ek kaart dink die nie. bokke sal dieselfde sê. Hulle sal sê hulle worry nie oor die breinskade en hulle wil die game jol. Ek dink ons moet een van die bokke opkry. Enige van die Springbokke. Julle Julle is het die welkom. dokters rugby gespeel. Het jy geweet? Dokters het rugby gespeel. Jou intelligente mense. Waar is hulle vandag? Ja, hulle is nou nie hospitaal. Exactly. Ek kan maar 'n bietjie aanbeweeg. Nou vandag se game, was dit die bokke teen Italië waar ons geliefde Mostert, Franco Mostert ook 'n rooi kaart gekry het. Belaglik. Nou, Absoluut belaglik. ek dink daai ouetjie is ook hy's dalk meer kontroversieel as Loodse. Het jy dit gesien? Ja, ons sal hom eintlik nou vir julle speel. Ja. For things to change down in Italy. Another card against South Africa. Franco Mostert leading shoulder. Gets a permanent red. No bunker with that. Maar nee, dis my Dit belaglik. dis moeilik. Dit is hy maak die tackle was teen die bors. Maar wat hy dom gedoen het is hy het so na die tyd met sy arm gemaak. Ja. Fair enough, weer eens. Geef hom 'n geel, dis reg. Boom, Ja. rooi. Direk, rooi. Ja, maar ek gaan eerlik wees, dit voel vir my internasionale rugby is daarop uit om die bokke te Maar penaliseer dis altyd so met hulle jou nommer kan. 1 span. Dis Ja, altyd so met jou nommer 1 daarmee span. kan ek nie Jou stry. nommer 1 span vind dit altyd moeilik. Maar Rassie het vandag, hy het definitief, ek wil nie sê die B-span opgesit nie, maar hy het definitief die bench opgesit Ja. om te speel. En ek verstaan hoekom hy dit doen. Weer eens, as jy nie verstaan hoekom hy dit doen nie, gaan dink 'n bietjie langtermyn. Hy fokus daarop om diepte te in die span te bevorder, ja. sodat hy enigtyd as hy 'n sub opsit of moet opsit, is daai ou net so goed en hy kry dit reg. Vandag wen ons vir Italië met 13 spelers op 'n stadion. Ek dink ons het die laaste 15 minute of iets soos dit het ons met Ja, 14 en om gespeel. van die 12de minuut af of 13de minuut af met Ja, 14 rooi. spelers te speel is Ja. En nog met 'n span wat nie eens jou topspan is nie. ja. Maar daar's nog iets wat ek moet noem. Libbok het weer die geit
iets op die baan gesit wat ek nog nooit gesien het nie. Nog nooit. Eerstens, Andre Pollard het gespeel, hy het alles oorgesit wat hy moes oorsit. Hy het selfs die eerste 3 punte opgesit. Dankie Andre. Wat 'n drop goal oor was. Netjies. En toe sit hy natuurlik toe ons nou try score en so toe kom Libbok op. Hy kry 'n penalty wat hy die bal moet uitskop vir die lyn, né? Hy grabber hom. Toe hy hom skop. Hy grabber hom per ongeluk. Waar kry jy dit? Waar kry mens dit? Hy het dalk net 'n slegte dag gehad. En ek nee, is nie klaar nie. Weet jy, ek kan nie die heel laaste try wat ons skoor op die 80ste minuut. Weet jy wat doen hy? Hy het kans om die bal oor te sit vir nog ekstra 2 punte. Hardloop die tyd uit. Ek weet nie ek weer eens. Niks teen sy persoonlikheid nie. Hy is dalk een van die naaste ouens. Hierdie het net met uit te waai met hoe hy speel. Dis belangrik, skokkend. ek hoor jou, maar dis belangrik om te onthou hy het nou die dag teen Argentinië 'n great game Gaan jy gehad. nou elke keer na daai game terug verwys en sê, Ek sê maar net, Mani Libbok het consistency. sy goeie oomblikke. Ja. Mani, ek love jou. Ek love jou. Jy's so negatief. Nee, ou, maar daar's 'n punt. En as jy nie eers die bal kan uitskop met 'n straf. Dis nie eers dat hy die bal net bietjie regs uitskop het of 10 meter uitgeskop het nie. Hy grabber die bal. Waarmee is ons besig? Waarmee is hy besig? Ek verstaan, maar dis teen Italië. As hy dit in die oplegs gedoen het, dan was ek baie. As ek hy was, bedank. Okay, nee. Nee. Bedank. Jy het goed gedoen terwyl jy kan, maar hoeveel keer wil jy nou die kans kry om op daai veld te kom, Suid-Afrika te verteenwoordig, die beste rugbyspan in die wêreld vir die afgelope 3-4 jaar nou al. En of langer eintlik. Langer. En jy kom op en jy grabber 'n bal uit en die laaste 2 wil oorskop, gaan 'n dopie tyd uit. Okay. En hy maak so vir die ref. Wat ek sê. Ek het al alles gesien. Mani, ek is jammer dat jy 'n slegte game gehad het. Okay, hy sê dalk 'n nice oulike persoonlikheid, niks met sy persoonlikheid te waar nie. Hy lyk maar joh, dit is net hy sit definitief 'n show op. Ja. Okay, maar die realiteit is die rooi kaarte loop nie net hoog in rugby nie. Cristiano Ronaldo het Ken nou weer nie daai storie nie. Ja, hy het 'n rooi kaart gekry. Ek weet nie of dit gister of eergister was nie. Het hy gespeel? Ek is seker nie, maar dit was internasionaal of sy nee, dit was Al Nassr dink ek. Nee, was dit? Ek weet nie. Ag, nou kan ek nie onthou nie. Nee, dit was 'n internasionale game, dink ek teen Ierland. Okay. Of iets in daai lyn. Toe kry hy 'n rooi kaart toe as gevolg van gewelddadige gedrag. Toe kry hy 'n lieflike 6 game ban. En dit gebeur nie baie nie. Wat het hy gedoen? Hy was net messed up. Jy weet, so ek sal ook die klip met speel hierso. Ja, ons sal die klip speel, maar jy weet, ek dink hy is op daai punt waar sy dissipline bietjie begin falter. Hulle sê so selfs 'n World Cup ban Fred. Wat hy dalk in die World Cup speel. Maar ek twyfel of hulle dit sal deurtrek, want dit is sy laaste World Cup. Ja, maar imagine dit. Messi wen hom laas jaar. Hy is hierdie jaar gaan hy 2023. Ja, ek weet. Ja, nee, hy was net mislik blykbaar. Maar ek dink dit wys net sy dissipline is bietjie besig om agteruit te gaan. En die realiteit is sy legacy kan dalk daaronder lê. Ja, hulle het teen Ierland gespeel. Ja. Bietjie dieper in sport in. Die Suid-Afrika het 'n bod ingesit om die volgende, ek dink die 2030 of die 2040 of iets soos dit, Olimpiese spele te host. Wat nogal 'n storie is. Nou, die eintlike vraag is en ons sou ook julle terugvoer baie geniet waarin julle, maar Joe, ek vra nou vir jou, dink jy Suid-Afrika is in staat om 'n Olimpiese spele te host? Ek sê Suid-Afrika is vir my 'n baie interessante plek, soos dit hang af wie in beheer is van dit. Vat byvoorbeeld nou die F1 wat nou goedgekeur is dat dit in Suid-Afrika gehou word. Ja. Ek weet dit word nou deur Kyalami gedoen wat bietjie anders is. Dis nie 'n staatsgeïntegreerde. So dis vir my moeilik. Dit hang af wie in beheer is van dit. Maar jy moet weet dit is flippend baie geld wat nou weer daarin gaan uitgaan. Om dit te kan hou. Dit is soos om die World Cup sokker te hou. Daar's baie geld wat betaal word, soos byvoorbeeld die Goudring was gebou vir die sokker World Cup in 2019. So dis goed vir infrastruktuur, maar dit is sleg as jou land dit nie eintlik kan bekostig nie.
En Suid-Afrika is nie op 'n definitief ekonomies glad nie op 'n goeie plek nie. Ja, dis die realiteit. Maar so dit hang regtig af vir my gaan dit net af wie se beheer van dit. Ja, en die realiteit Gaan is daar nog Suid-Afrika korrupte besluite geneem word. Suid-Afrika sukkel alreeds om hulle eie sport of oor die algemeen hulle sport ordentlik en hulle fasiliteite te bestuur. So Ons het definitief nie ja, fasiliteite soos, vir 'n soos wat ons Olympiese nou sit, dink ek nie dis die slimste idee nie. Tensy dit meer Kyk, as dit in 'n private sektor Ja. of genuinely uit 'n regeringsbefondsing uitkom. Ek stem saam met jou. Bietjie boks toe. So ja, jy gaan nie moet ek ken nie boks. ja, boksing UFC is bietjie meer my vakgebied. Jake Paul, ons almal ken vir Jake Paul. Deel asseblief julle opinie oor hom in die comments. Die ding is, Nee, ek moet erken hy's 'n daai- besigheidsman. Hy weet hoe om 'n geleentheid raak te sien. Jy kan nie kwaad wees daarvoor nie. Maar daar is het jy al daai video's gesien wat hy daai oor hom ja, oor die narre en die make-up. ja, en dan julle wat ja, dit was verskriklik. Dis baie snaaks. Maar Shame. hy sou vir Gervonta Davis geveg het. Gervonta Davis is nogal 'n baie goeie bokser. Ja, hy het vir Ryan Garcia uitgesit, hy het vir Rolly Romero uitgeslaan. Nogal plofkrag. Enigste verskil is ek dink Gervonta weeg soos in die 60 kg. Dis verskriklik. Ja, en Jake Paul is soos 90 Maar is hy 100. kort of is hy Ja, hy's kort. Hy's soos flyweight, lightweight. Maar dit is self. Ja, maar dis wat Jake doen. Onthou, hy En toe accept jy dit. toe accept die ou dit, maar daar's bietjie regsprobleme met Gervonta. Ek dink hy's gearresteer. Ek is nie seker of hy nou in die tronk sit nie. Gervonta, ek hou baie van jou. Ek's jammer om te hoor dat daai gebeur het. Hoekom Nou, dronk? ek weet nie of dit domestic abuse is nie. Dis altyd iets met dit. Ja, John Jones. Maar nou veg Jake. Vlakke is te hoog. Ja. Ag, blameer jy hulle. Hulle is goed in iets. Goed, Nou domestic veg violence. nou veg Jake Paul vir is Jake Paul of Jake Ball? Ek weet nie, dis maar nou veg Jake Paul vir Jake Ball. vir Anthony Joshua. Letterlik Weet ek nie 'n elite bokser. Weet jy nie wie Anthony Joshua Want is ek kyk nie? nie regtig boks nie. Ja, nee, hy's een van die hy's 'n baie goeie heavyweight. Op 'n stadium is hy een van die beste heavyweights in die game. Hy het bietjie agteruit gegaan. Hy het vir Vladimir Klitschko gewen back in his day. Dubois het hom nou die dag uitgeslaan, maar Joshua moes daai fight verloor het. Dit was 'n lucky shot. So nou veg Jake Paul hierdie ou. Ek dink daar's omtrent 'n 40 pond verskil of soos 50 pond verskil. Joshua's 50 pond swaarder as Jake. So Maar dis nie te waarvoor baie ek hoop is dat hy net soos dat Joshua hom net mink uitslaan. Nie jy weet nie dat ek skare op enigiemand anders wens nie. Jy weet, daar's net 'n vlak van delusion wat aangespreek moet word en Ja, arrogansie. ja, en arrogansie. Tot op 'n punt wat dalk as hy dit wen, dan gaan daai vlakke net weer hoor. Gepraat van boks, wanneer ons het ons van iets van ons eie Suid-Afrikaanse Jy's by UFC. ou. Ja, maar. Okay, volgende segment UFC, Driekus Du Plessis. Waar is hy? Ja, soos ek Nee, ek weet ons grap na sy verloor teen Kamzat, dink ek hy het maar net bietjie tyd vir gevegte. Wat ek kyk nie eens baie nie, dit was my baie dom. Ja, hoe hy ek sien hulle baie mekaar net lekker vashou. fight om te kyk nie, nee. Maar Kamzat het hom fair and square gewen. Ja, 100%. Jy weet, mis moenie dit nie. hoe hy hom maar- vasgehou het. Ja, maar daai in tipe terme van boksing. wat lekker is om te kyk, as ek werklik wou gehad het net om te sien hoe twee ouens mekaar karrel vir 30 minute. Ek weet nie of daar 'n site is daarvoor nie, maar ek sou probably daartoe gegaan het. Maar ek het nie daai behoefte nie. So ek sal dit like as twee ouens mekaar net voeter, want dis hoekom ek ingeskakel Jy het. sien die probleem wat jy nou daar gedoen het is Herman, jy maak dit baie moontlik vir enige persoon wat nou kyk om na jou net te klip vir die eerste gedeelte. Okay, moet my nie klip nie. Driekus, ons mis jou en ons hoop dit gaan goed. En Knox is baie lekker, maar die feit dat hulle dit vir R24 by ons kafeteria verkoop op kampus,
dis bietjie rof ou. Ek gaan nie R24 vir 'n Nox betaal as ek R15 wat al klaar duur is vir Switch kan betaal nie. So net vir 'n geval jy hierna kyk. Maar eintlik UFC, dis hulle veg nou vanaand Islam Makhachev teen Jack Della Maddalena. Dis 'n baie goeie fight. Islam Makhachev is definitief in die gout debate. Nee, ek twyfel op ek het onthou. Dis soos 4:00 die oggend en ek like dit om die prelims ook te kyk en dan slaap ek glad nie. Jy weet. Maar ja, Islam Makhachev is dalk in die gout debate vir beste, ek dink lightweight van alle tye. Ja, hy het basies 155 pond uitgekleer, soos daar's niemand daar om meer te veg wat hom kan veg of wat goed genoeg is om hom te veg nie. Behalwe Ilia Topuria. Ek sê dit maar net daar buite. Ilia Topuria is amazing en ek dink regtig hy sal vir Islam Makhachev kan wen. Gee asseblief julle julle moet asseblief sê kommentaar daarop. Ek ken nie die Ja, hy's bietjie hy sal nou met die kontroversiële opinies bietjie sy spreekbeurt kry. Maar ja, dit gaan 'n goeie fight wees. Ek dink Islam het nou opgeskuif na 170 pond toe. Gaan 'n goeie fight wees. Maar as Islam hierdie wen, dan hy sal klaar beter as Khabib. Maar Khabib ek gaan nie sy van probeer uitspreek of soos Conor McGregor gesê het, Dirk. Jy weet. Dat is funny. Maar hy het ons gestaan om president van Ierland te word. Ja. Daar's 'n paar klagtes teen hom. Jammer om wat te se hoor. klagtes? Ek dink hy het gesteel. Weet ek sou iets anders. Ja, ag ek volg ou altyd. Ja, daai tipe goed, nee. Maar ja, dit gaan 'n goeie UFC event wees. Ek sien persoonlik nogal baie uit daarvoor. Ek sien uit om te sien waartoe dit gegaan het. Ek moet dalk 'n bietjie ook begin kyk. Want dit is vir my eintlik lekker om te kyk soos Driekus Du Plessis se fight was ja, vir my en jy vra letterlik Springbokke asseblief voeter die ander ouens. Ja. Kyk net UFC. Jy weet soos wat se issue. UFC met rugby gemeng. Ja, gewoon net 'n rugbybal in die octagon, jy weet. Ja. Volgende segment is ons bietjie by kontroversiële opinies. En dit gaan oor studente en hulle padvaardigheid. Dit is regtig iets om te beleef. Veral ek was op die studenteraad vir 2 jaar gewees en ons word altyd ge-WhatsApp of gebel die oomblik as daar 'n student en 'n ander student vasgery het of maar een van die snaakste goed wat ek al beleef het, nê, was 'n student wat jy weet op by kampus as jy net indraai. So as jy net by die hek ingaan, jou eerste links is almal parkeerplek, die tweede een, dan draai jy dadelik links. Daar by die ingang by die asblikke. Praat jy van die boom? Daai boom. Ek was presies. Was jy daar? Jy was daar. Ek was die een wat gehelp het. Jy het nog my op die kamera gesien, jy en oom Koenie. Dit was iets verskriklik en as die persoon dalk hierdie kyk wat dit gedoen het. Ons ken nie jou naam nie. Ek doen. Maar ek doen jy. Okay. Maar dit was verskriklik soms. Ons sal nou nie 'n naam noem nie. Maar die persoon draai in die parkering, nê? Was dit toe hy uitgereverse het, nee? Ja, dit was toe hy uitgereverse het. Toe sy uitreverse, was dit hy? Nee, dit was nie sy. Ek probeer die persoon se identiteit beskryf. Nee, maar okay. Dit maak nie saak of dit 'n vrou of 'n man was nie, maar toe sy uitdraai, toe haak die band in die boom in, soos by die stam, en die stam gaan letterlik onder die band in by die bumper en sy hou net aan ry. Ja, en toe dit was iets die hele boom buig so letterlik 45 grade. Ja, dit was een van die snaakste goed om te beleef. So nou is die vraag eintlik, kan studente bestuur oor die algemeen? Is dit ek al beleef het nie. Okay, so jy sê jy kan nie bestuur nie. Nee, ek sê oor die algemeen kan studente nie. En ek sê weer eens nie almal nie. Ek sê nie alle studente kan nie bestuur nie, maar dit is nogal moeilik om te sê dat meerderheid studente kan bestuur. As jy sien. Ja, of daai studente wat hulle karre so ry vir hulle uitry. Ja. So ek kan dit nooit verstaan nie. Wat het jy om te bewys, ou? Jy weet as jy 'n M4 competition ry, ek dink Philip ry 'n M4. Ja. Ry vir my, jy mag, maar een of ander clown wat 'n polo ry wat sy ja, wat net 'n custom exhaust opgesit het dat hy bietjie meer brul. Ek sien net nie hoekom nie. Ek sal dit persoonlik net nie self doen nie. Dis op die ouend waarop dit neerkom. Dit maak nie vir my sin nie. Ons was laas mos daar by Stoetbol ook gewees, waar daai mense met die motorfietsse. Ja. Dit was cool die eerste 5 minute, uit 5 sekondes. Toe hulle
2 minute aan. Toe kan ek net, jy weet, naderhand kon ek net nie myself hoor nie, ek kon nie jou hoor nie. Nee. Dis net en wat het jy om te bewys? Ek probeer soos weer eens sê vir my as ek verkeerd is, dalk is dit net omdat ek nie 'n motorfiets of 'n BMW M4 competition het nie, maar ek verstaan dit werklik nie. Maar weer eens, doen net 1 of 2 keer, cool, okay. Ek sou dit nie by kampus doen nie, maar om jou vriende wat dalk wil hoor, wat vir jou sê, ry fit. Okay, doen dit dan. Maar nou staan jy daar in die oopte van by 'n winkelsentrum, 12:00 die aand en ry vir jou motorfiets. Dis weird. Ja, dis weird. Daar's 'n ander woord vir dit, maar Ja, en jy impress nie werklik enigiemand nie. Almal dink Behalwe jy soos jou raas. pelle dalk, maar in die hulle eerste is dalk in dieselfde verkeerde mindset as jy. dis op jou waarop dit neerkom. Ja. En ek dink mense het amper 'n probleem. Dis 'n probleem wat ek dink vanuit soos hoërskool uitkom. Ja. Mense het hierdie idee van ek wil hierdie wees as ek groot wees en jy mag. Moet net nie 'n Ek dink dit is 'n tyd en jy plek weet, vir ons. Ja, en Dit 12:00 is die nie- aand 12:00 in 'n by 'n winkelsentrum is nie die plek. Definitief. Ja. By 'n kampus waar almal sit en leer Leer. en waar almal dink net eintlik jy's weer, dis nie die plek nie. Ja. Op 'n Kailami waar jy Ja. karre gaan kyk of iewers waar die karre of waar jy dalk in die middel van die aand gaan resies jaag in Jason Atterbury en Linwood dit en Garsfontein dit gebeur baie. Ja, dit Daar gebeur verstaan baie. ek nog as jy dit wil doen en so ek sal dit nie persoonlik self doen nie, maar kies Ja. net jou tyd en plek raak. Jy het ook hierdie kar wat dit regtig kan doen. Nee, maar nee. Maar dis nou Definitief nie. maar jy weet, Maar- ek weet nie, dalk is dit net dalk sit 'n probleem wat uit skole uitkom, jy weet. Dankie dames en here dat julle by nog 'n potgooi ingeskakel het. Ons waardeer regtig al julle ondersteuning en terugvoer. Volgende het ons vir Daan Goosen. Nou hy werk by Akademia en hy gaan vir ons bietjie meer vertel oor filosofie, die groot boeke program, sowel as metafisika. Tot 'n volgende keer.